Dit is ons laaste dag van die MDDK ATKV Eisteddfort by Merensky Landbou Akademie. En dit is 'n heerlike 2 dae wat ons agter die rug het met ons beoordelaar Philippus Hugo. Baie welkom. Baie By dankie. ons. Philippus het vir ons die sang gister beoordeel en hy doen die instrumentale afdeling vandag. So jy is 'n muso in murg en been. Is in my are, in my bloed. Het jy in 'n musiekhuis groot geword? Waar het begin jou Man, paadjie? ja, ek het groot geword in 'n klein dorpie te Dorings. Ek weet nie of almal weet waar dit is nie. Almal ken natuurlik die Heksvallei, wat die druiwe is. Lekker wyn. Pa was die predikant daar en daar was nie musiek op die dorp nie. Ons het nie eintlik musiek gehad nie. Maar hulle het gou agtergekom ek het 'n talent. Ek het daai tyd, sommer ander dae, jonger dae, lank terug, het ek toe begin met eksamens doen. En dit was toe, ek dink na my tweede musiekeksamen, toe die eksaminator met my ma gesê, hoorie so, jy bly op 'n klein dorpie, maar jy moet baie moeite doen met die seentjie, want ons dink hy het 'n groot talent. En my ma het haar lewenspassie gemaak om nou vir my Kaap toe te vat en my bekend te stel in musiek. Sy het plate gekoop, klassieke musiek en vir my bekend gestel so aan musiek en daardie hele ding begin. Ek het toe musiek as vak kon ek neem, maar privaat omdat die skool so klein was. En toe besluit ek okay, ek gaan BMus studeer. Groot vis. Nee, hoe sê hulle die klein visie in die groot dam, daai storie. Toe kom ek op Stellenbosch en dit was tog al vir my 'n groot aanpassing. Ek sal nie sê my eerste 2 jaar was vir my regtig wonderlik nie. En toe het ek van my 3de jaar af het die gogga my regtig begin byt. Ek is opgelei as 'n uitvoerende pianis, klassiek. En dis nou my volgende vraag, want jou hart lê by begeleiding, is ek reg? Dis reg. Ja, en dis eintlik 'n rol wat bietjie nie altyd die shine vang nie. Nee. En hoekom hou jy van daai ondersteunende rol? Goed, wat toe gebeur is, ek maak toe klaar met uitvoering en ek onthou na my meesterseksamen, jy doen 3 of 4 konserte. Toe het ek al besef, jy het 'n sekere mens wees nodig vir daai alleen, dis 'n alleen wêreld. Ja. En natuurlik het ek terwyl ek gestudeer het ek begin met begeleiding. En veral die sangbegeleiding was ek absoluut mal oor. Ja. En toe na skool toe het ek so 'n bietjie skool gehou, nie regtig vir my nie. En toe gelukkig gaan daar net nadat ek so 2 jaar klaar studeer het, toe gaan daar 'n pos by 'n musieksentrum in die Kaap oop, die Golambras Musieksentrum. Hulle skep toe 'n begeleiderspos. En toe word ek in daai diepkant ingegooi en ek sou vir jou sê, jy leer vinnig. En ek het, want jy begelei al daai kinders vir al wat 'n eksamen is, vir al wat 'n kompetisie is, vir al. En daar het ek vir 8 of 9 jaar gewerk. So die gogga het my regtig daar gebyt. En toe van daar af direk is ek toe Stellenbosch toe waar ek nou al 25 jaar een van die amptelike begeleiers is. Ja. So jy werk met kinders, Philip, en jy het self opgetree en jy sien nou by die Eisteddfort vir die nerve is baie keer nogal so 'n bietjie styf en dit is nogal intimiderend om op daai verhoog te gee. Watse raad het jy vir 'n kind, 'n jong kind wat moet deelneem by so 'n Eisteddfort of 'n eksamen om bietjie te werk aan hulle spanning? Kyk, ek het juist vanoggend met van die klaviere ook daar gepraat. Jy moet maar jou eie tools kry, want onthou by die huis en by jou juffrou speel jy en jy ken jou werk en alles is reg. Maar dan kom daai optree en maak nie 'n fout nie, Anna. Ek is nou naby 60, ek tree nog baie op. Dit gaan eintlik nooit weg nie. Maar jy kry maar in Engels soos hulle sê jou tools. Altyd al diep asem. Moenie jouself jy weet kwaad wees vir jouself as jy 'n fout maak nie. Dis maar die mental voorbereiding, maar ek dink deesdae se jong kinders lewe meer in 'n kompeterende omgewing en milieu as toe ek en jy jonk was. En ek moet hom net sê gister
by die sang het ek die opmerking gemaak, die kinders sit daar, hulle is hierdie jong skoolkinders en hulle lyk so jonk en onskuldig as jy dit so kan noem. Wie dan stap hulle op die verhoog en dan is dit hierdie professionele sangers wat daar is. Natuurlik baie met die opleiding ook te doen en die juffrou. Die ander ding is dit gaan baie oor jy moet vir jouself optree geleenthede skep. Ja. Nee, al is dit nie voor 'n gehoor nie, maar sê nou maar jy berei 'n kry vir ma, pa, ouma, die hondjie, die katjie, die mense wat in die tuin werk, kry sommer sê ek gaan nou vir julle konserte. Hoe meer jy optree, hoe meer raak jy ja. Maar dit hang maar baie van jou persoonlik. Party mense is gebore, hulle wil net op daai verhoog en hulle wil perform. Ja, dis nie almal nie. Maar almal is nou nie so nie. En vir daai wat nie so is nie, dis okay. Dit is heeltemal fyn as jy 'n ou glipsie maak of iets gebeur. Weet jy wat? Ons almal is net mense en jy gaan net aan. Grootste ding is ons almal wil sien jy geniet dit. En jy deel jou talent. Dis die wonderlikste ding. En nou gepraat van talent, jy is nou hier by ons nou vir 2 dae, so lekker met jou in die Laagveld. Wat dink jy van die Limpopo se talent? Ja, kyk, nou geen druk nie, maar ek was laas jaar hier so die eksamens. En dit kan ek nou met alle eerlikheid sê, ek het verlede jaar het ek eksaminering hier gedoen vir 'n groot universiteit. Ek weet nie of mense altyd die name mag sê, maar vir Unisa en ek het hier weggery en ek weet ek het die juffrou na die tyd gekontak en gesê wat is dit wat hierso, hoekom is hy so ongelooflik? Ek was so beïndruk. Hy was 'n klavierkind wat ek vir die beurs aanbeveel het. Almal het net gesê ons het nie genoeg optree geleenthede nie. So ek dink ek sal saam met julle werk dat ons hierdie kinders gister met die sang dit het my asem weggeblaas. Dit was fantasties. Die professionaliteit en die manier hoe hulle dit doen, almal is so goed voorberei, almal weet wat hulle doen. Dit was regtig en ek sê nie nou dit omdat ek hier is en jy sit daar nie. Werklik waar in Engels sal hulle sê a pool of talent. Ag, wonderlik. En ek hoop jy gaan regtig volgende jaar weer kom, ons gaan jou nog baie bel. Dit is dit is net so lekker en die mense is so fantasties, die koffie is lekker. Hier is so lekker atmosfeer. Dit is net fantasties. Dankie Philip en aan ons kuiermense baie dankie vir die ondersteuning. Dit was 'n fantastiese MDRK Eisteddfod en ons sien julle volgende jaar weer. Ek hoop om almal weer te sien. Baie dankie. Dankie Anna. Dankie.